terwyl ons net so stil is hier in aanbidding en ons hoor hierdie verkeer hier buite, mense staan op, hulle is in 'n gejaagde lewe, hulle moet gaan werk om te oorleef. Dan dink ek, die woord is so waar, as ons net die woord bietjie by die omstandighede inbring, dan gaan dit makliker, en die sweet van jou aangesig sal jou loon verdien. Ek sien van hierdie tafels is nat vanoggend, wat gisterand het 'n paar druppels geval. Ons bid vir reën, Here, en dan kla ons omdat die bossies opkom. Reën beteken geestelike reën. As daar geestelike reën kom, die natuurlike en die geestelike vergelyk mekaar, dan begin daar goed om jou opkom wat die wêreld nie van hou nie. Hulle moet uitgetrek word, anders drein hulle ons. Ons kom voor U wat ons gemaak het, wat ons geskep het, wat ons in U beeld gemaak het, en ons kom en ons soek bietjie vanoggend in ons kuiertyd met die Heilige Gees, soek ons die waarde, die insig, die wysheid van Hom alleen wat dit vir ons kan gee. Here, ons bely sommer, ons kan in stadions ons arms oplig, ons kan in stadions ons hande klap, maar as ons voor U sit, dan kan ons nie kind word nie, dan kan ons nie opgewonde word nie. Ons sit met 'n verlore gaande wêreld wat depressief is, aggressief is, alles wat nie 'n vrug van die Gees is nie. En dan weet ons, wanneer ons in U voorhoewe kom, sal ons sing. Want die woord sê vir ons in Jakobus, as jy lei, sing. Here, ons weet, ons het nie 'n orkes of 'n band of 'n kerk nodig nie. As ons lei, moet ons begin sing, of ek in die sort staan of nie. En ons kuier met U vanoggend, Vader. Ek noem vanoggend kuiertyd in die Heilige Gees. Dan sê die woord, as ons lei bid, ons hoef nie te gaan na iemand toe om te gaan gebed kry nie, maar dan gaan U verder en U, uit U woord uit sê vir ons, as jy siek is, roep die ouderlinge in, haal die salfolie uit, begin voor mekaar verklaar, ek het 'n fout gemaak, word 'n Dawid, slaan met jou vuiste op die grond en sê, Here, ek het oortree, want niemand kan jou toekoms wegvat nie, jou toekoms is juist by jou naam geroep. En so het elke storie begin en geëindig met 'n aanbidding, met 'n oorgawe, met 'n oorname van God se Gees in jou lewe, sodat jy meer kan word soos hy, sodat jy die belofte kan ontvang, ek sal jou nie los en jou nie verlaat nie, en sodat jy in hemelse plekke kan uitkom, want daar is 'n ewige lewe vir my en vir jou, en ons bid dit in Jesus naam, en ons almal sê, Amen. Manne, draai so vinnig na mekaar toe, en dalk het jy 'n gesig gesien voor ek het vra. Wie's vir die eerste keer hier vanoggend? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beautiful, en dis vakansietyd. Kom ek sê vir jou, multiplikasie vind op een manier plaas, as gevolg van verhouding. En wanneer jy verhouding het, dan nooi jy iemand om elke geleentheid by die Here se voete uit te kom. Hier sit 'n goeie vriend van my, Werner, ek het hom genooi. Sy program is seker, ek ming, 3 keer so besig soos myne waar hy is in sy lewe. Maar hy het gesê, Mario, gaan my best doen om te kom. Hy het op klopslag hier ingestap, very welkom, is lekker om jou te hê. En daar sit 'n Living Bible, ek ken hom al baie jare, ek en hy was betrokke by die Bible College, jy kan hom enigiets vra. Maar hy bly mens, ek bly mens. Ek wil met jou vanoggend deel, na aanleiding van 'n paar van julle, asseblief, as jy dalk daar gesit met die gedagte, hier's nou weer 'n menslike ding, hier's nou weer 'n wingman, hier's nou weer 'n kerk, dan wil ek vir jou sê, hou op daarmee. Ek kan terwyl hy praat vir jou skrif gee vir dit wat daar gebeur. Die woord sê, moenie mekaar se deure deurtrap nie, maar te alle tye bid vir mekaar in psalms. Amen. Is dit nie, kan ons nie die goed begin toets en nie mense aanval, of hierdie ou weggebreek van daai ou, of hierdie ou, ek is ernstig vanoggend, want weet jy wat, verlede week, het daar 'n paar manne na die tyd na my toe gekom en vir my gesê, dankie vir jou eerlikheid, ek moes my safety belt aansit, maar dit het my gered. Ons is op 'n plek van ernstigheid in hierdie land. Gister was die CRL-komitee se vergadering. Hulle wil kerke toemaak soos in Duitsland, soos in Rusland. Die staat besluit wat jy mag preek en wat jy nie mag preek nie. Hulle besluit wie het 'n kerk en wie nie. Dis ons probleem. Ons is meer ingestel op kerke. Vat vandag die kerk uit Suid-Afrika uit weg en daar's niks wat oorbly in hierdie land nie. Hoor vir my vandag. Die enigste hoop wat daar nog is die Ecclesia, wat beteken die samekoms van die heiliges. Jy is hier vanoggend omdat jy 'n seun van 'n lewende God is. En as jy 'n seun van 'n lewende God is,
dan herinner ek my vanoggend, wat het hierdie naweek in my lewe gebeur? Ek wil ook familietyd hê, ek is ook moeg, ek het ook finansiële probleme, ek moes gister R6.000 betaal vir karlisensies, en dit bly net kom, en dan gesit ek op 'n ashoop, en dan kom ek agter, vandag het ek en Leon vir mekaar gesê, skoolvakansie, want Sondag was my diens, die helfte van die mense was daar, ek was nie eers daar nie, my vrou het gepreek. Maar weet jy wat? Ek het 'n notaai gemaak terwyl julle sing. Toe sê ek myself, skoolvakansie, die dienste halveer, maar God verdubbel. Partykeer het ons nie mense nodig nie, ons het stilte tyd met ons God nodig, soos vanoggend. As jy hier uitstap, dan pak jy weer daai rugsak vol van probleme. Maar as jy in sy teenwoordigheid is, dan staan hy hier langs jou. Vanoggend moet jy uitgaan en net jou rugsak optel nie. Gaan net. Vergeet nou wat agter is. Strek jou uit wat nou voor is. John, hoe vergeet hy ou wat agter is? Ek verstaan nie daai skrif nie. As ons vergeet wat agter is dit net die slegte dinge of vergeet ons dan wat Jesus in die kruis gedoen het? Die klem op die skrif is die volgende. Wanneer jy wil vergeet wat agter is jy so besig met jou ewige lewe beplanning, om daar uit te kom, om vorentoe te gaan, mense te help om saam met jou te gaan, niemand mag verlore gaan nie, om disippels te gaan maak, 5 werkwoorde, gaan, maak, hoor mooi, gaan, maak disippels, doop hulle, leer hulle, om die goed te onderhou. Ons gebruik doop hier en daar, en ons beklei daaroor, die woord sê, laat jou doop, moenie gaan sukkel nie. Daar's nie klein doop en groot doop nie, daar's doop. En jy moet jou laat doop. So wanneer jy hierdie goed begin verstaan, ons het verlede week al aangeraak, dan dan staan ek hier vanoggend, en ek het gesit waar jy gesit het. Ek het gekatkeseer, ek het 'n doopseël, ek het al die goed. Ek ken die Bybel, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, dit nou om Josua, Rigters, Rut, en so gaan ek aan. Want daar was 'n metode in my lewe, waar daar saad was, toe ek die Heilige Gees kans gee om dit te benat, toe kom daar bossies rondom my op, en hulle steel al die nutrition. Maar prys die Here, daar was 'n Aaron Hurs, geestelike vaders en moeders, mense wat daai bossies uitgetrek het, en my 'n kans gegee het om te groei. Vandag staan ek hier as 'n produk van hoe God ons gemaak het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, nie 'n bietjie daarvan nie. En daai is die uitdaging, om net oor te gee, om te sê, Here, U het nog steeds hierdie wêreld, hierdie verlore gaande wêreld in die holte van die hand, maar U gebruik change agents, hier sit hulle om dit te gaan verander. Hoeveel keer het ek gesit, toe iemand my nooi na 'n charismatiese, 'n vernuwings, 'n kerk, en ek het een ding vanoggend hier in my nota staan nie. As die staat nie verwag het van ons, om 'n NPO, 'n NPC, 'n trust, 'n wat ook al te wees, of 'n kerk te registreer en deur sekere goed gaan het, wat sou ons onsself genoem het? Wie wil dit waag? Dink bietjie daaraan. Sou ons 'n mooi naam geuitdink het, 'n kompetisie, 'n raffle uitgegee het, 'n boeresport gehou het om geld te kry vir wie die beste naam, ons is nou ewige lig of lewende woord, of Shama bedieninge soos ons is, of wat. Ek was gedwing, en toe raak ek stil, toe sê ek, Here help my, hy sê, hoor my vanoggend, Shama beteken hoor en wees gehoorsaam. Toe noem ons onsself Shama, ek hou daarvan, want daar was 'n woord van God gewees. En jy is by jou naam geroep, as jy nog nie weet wat jou naam is, jy skryf op baie briefie agterop, ek wil weet wat my naam is. Ek gee dit vir daai sekretaris daar by my, by die kerk, Roan is 'n blinde ouetjie, hy love dit, hy weet wat sy naam beteken, en ek kry jou naam vir jou, is dit reg so, waar is jy Leon? Jy moet weet wat jou naam is, jy is by jou naam geroep. En wanneer ons hierdie goed begin vir mekaar leer, uit die woord van God, uit die woord maak jou bietjie ongemaklik, dan maak jy jou vry. Kom ek kyk gou hier, ons is trotse manne hier vandag, ons is trots op ons kultuur, ons is trots op hoe ons groot geword het, ons is trots op ons ras, ons is trots op alles, ek weet hierdie gaan publiek. Dis kom ek hier nie skaam is nie. Ek kom vanoggend en ek sê vir jou, wie's bereid om saam met my net jou hand op te steek vanoggend? Kyk hoe stadig gaan dit. En ewe skielik as mense begin beweeg, begin jy ook beweeg. As die Heilige Gees beweeg, staan jy op, sit jy, die engele is nie toegelaat om die teenwoordigheid van die Here te sit nie, hulle moes staan en worship dag en nag. Dis tyd dat ons weer op daai plek kom. Hierdie is nie vanoggend enigstens 'n verwysing na kerk nie.
die oorspronklike woord gemeente. Ons sit vanoggend, want ek het hierdie area, bly ek al 40 jaar in. Ons sit in gemeente Erasmus Kloof, besef jy dit? Jy bly dalk in gemeente Waterkloof. Jou omgewing moet verander, want jy's daarin. Jy's die change agent, niks gaan verander daar, as jy nie verander nie. En daarom is dit wonderlik, wanneer ons so met mekaar kan praat. Hierdie naweek op Mabula kamp, het ons 'n klomp manne, daar's 10 druggies van 'n sentrum, en ons dink, hoe gaan hierdie naweek uitspeel? Almal sluit hulle kamers. Dis die liefde wat ons het. Daar het niks weggeraak hierdie naweek nie. Daar 10 van die manne is gedoop. 8 van hulle het die Here aangeneem. 8 van hulle het oorwinning gehad. Ek kan vir jou sê, dit was Saterdag gewees. Ons is al amper weer by Saterdag. En daar kom net positiewe goed terug. Een van die sprekers, Frikkie Meyer. Frikkie het op die straat gesit in Koelsberg, 24 jaar oud, met 'n klein Pick n Pay sakkie, met 'n ekstra broek en 'n hemp. Dis al, en hy wil oorgee en voor 'n kar instap. En hy sê, Here, as U nie nou opdaag nie, is ek verlore. En al gedagte in sy kop is, daar was 'n tannie wat lief is vir hom in Lady Smith, en hy begin hike. En hy kom by die tannie, en die tannie boek hom in by Shekinah sentrum vir rehabilitasie. Hulle werk met hom daar. 'n jaar later is hy daar uit. 20 jaar later bedien hy gister by Shekinah Lodge in Mabula. Dis die lodge se naam, Shekinah Lodge. 'n Deel getuienis, suksesvolle besigheidsman, 4 rehabilitasie sentrums. Hy het vir hierdie ouens betaal R1350 per kop om die naweek te gaan. En hy kan nie ophou borrel nie. Vir 'n man wat op die straat gesit het met niks, lig die Here hom op, want die gedagte kom by hom op. Roep my aan. Die woord sê, vra en jy sal kry. Soek en jy sal vind. Klop en ek maak vir die deur oop, met Matteus 7:7. En wanneer die mens so borrel en ek kyk na die notas wat ek gemaak het, lig jou hande na bo. Waar? Hierdie week sit ek met 'n belangrike groot paartjie, en hulle moet self die getuienis bring. Moedverlore se vlakte, want die wêreld het hulle ingedoen. En geld is nie die probleem nie. Die probleem is hoe hulle beskinder word, hoe daaroor hulle gepraat word, hoe hulle verkeerde besluite geneem het. Hulle is in sonde gebore en ontvang, verstaan hulle vandag. En daai mense het weer opgestaan, want iemand het omgegee. Ek wil vir jou sê, hierdie ding wat julle doen, Leon, doen ek myself ook. Jy trek vanaand 'n naam, as ons 9 is, skryf ons 9 name daar neer, as gooi dit in en jy trek om jy bel jy ouens. Dan word my werk ook minder, want jy word geleer om nie op te gee op iemand nie. Al is jy self af, reik uit na iemand toe. As daar woord van kennis of wysheid kom, kan daai persoon jou oprig. Kyk hierdie skare van manne. Leon, ek bely vanoggend saam met jou. Jy sê vir my skoolvakansie, jy weet nie, jy gaan soveel mense opdaag. Broer, staan op. Maar ek was jou buddy. Here, vergewe my. Kyk hoe lyk dit hier vanoggend. Wanneer God beweeg, daag jy op. Kom ons gee die Here lofoffer. Ja man. God's mathematics. God's mathematics werk anders as myne en joune. Ek het 'n skyfie hier. Ek voel so sleg. Een van die ouens wat ek ontmoet die naweek sê vir my, kan ek vanoggend vir jou 'n skerm en 'n projektor bring? Want jy praat met prentjies. Ek sê wel, ja. Ek het in graad 1 baie prentjies geteken. Juffrou het my verduidelik met prentjies. As jy nog nie 'n prentjie kan sien sonder 'n prentjie nie, moet jy vir my kom sien, daar's fout. Jy moet jou leer om prentjies te sien hier binne in jou kop op. Ek wil nie 'n aanname maak nie. Ek wil 'n werklikheid met jou deel. Want die getuienis moet vars wees, nie 30 jaar terug sin toe die Here aangeneem het of nog nie aangeneem het. Die getuienis moet vars. Elke dag moet jou lewe 'n getuienis hê. Ek lees hierdie ding en ek deel dit die naweek. Dit lyk soos die opstanding van mense wat hulle selfone uithaal. Onthou, hier sit vanoggend 80 mense wat vir my kyk, ek kyk vir hulle. Julle sien een gesigsuitdrukking, ek sien 'n klomp. Dit lei my nogal. As ons begin hier op die tafel hang en alles, dan weet ek het nie hulle aandag nie. Was maklik om daai ou wat so begin hang te sê, staan gou op, ek wil vir jou iets sê, dan sê weer wakker. Daar's 'n natuurlike manier om die evangelie te deel met moed en blymoedigheid. En toe ek hierdie ding sien, toe sê ek vir myself, hoekom ek het 32 skyfies gehad, hoekom het almal hulle fone uitgehaal sonder dat ek gevra het en hierdie ding afgeneem? Want ek weet, vanaand kom hy by sy huis en hy sê vir sy vrou en hy sê vir sy kinders en hy sê vir sy vrou wat nie weer daar is nie, of hy wou skei of hy wil dit.
want hy het 'n waarheid gehoor. Hierdie skyfie sê, stop arguing about the rapture, translations, the Trinity, spiritual gifts, and the shape of the earth, and go tell somebody about Jesus. Dis die tyd waarin ons is. Gisterand bel die helfte van my gemeente my, Werner, het julle gesien, dis die maan is die grootste wat ek in my hele leeftyd gesien het. Nou ek kan slim wees en vir hulle sê, ek het 'n bietjie geopswat, dis die supermoon gewees. En dit word vereenselwig met 'n supertyd wat ons in die Here kom. Die Here kom al vir 200 jaar. Ek glo my kinders se kinders gaan nog vir hulle kinders vertel van die Here. Want dis wat ek glo, ek het nie 'n datum gegee nie. Want niemand weet nie. Terwyl jy nie 'n datum het nie, moet jy weet die Here kan soos 'n dief in die nag vanaand kom, wees gereed. Amen. Kan ons as manne bietjie opstaan en al hierdie ou goed wat ons teruggehou het, hulle noem dit kommunisme. Hulle noem dit al hierdie goeders wat jou gebind het om in 'n hoepel te staan en net te hoor wat sê iemand anders. Klimmer hy hoepel uit en volg God. En jy is verseker, hy gaan jou nie los en nie verlaat nie. Hy gaan goed toelaat. Hoekom kry jy swaar? Sjoe, dis 'n goeie vraag. Apologetics of nie? Ek wil jou terugvra. Het iemand vir God gevra hoekom kry hy swaar? Hulle het vir hom gesê, wat maak jy op hierdie aarde? Toe antwoord hulle, ek is hier om die wil van die Vader te doen. En alles sal ten goeie meewerk rond vir die wat hom liefhet. Is jy lief vir die Here vanoggend? Amen. Volg sy weë. En daarom is dit goed wanneer ons 'n bietjie skrif met mekaar deel, maar daar moet ook bietjie waarskuwings wees. God is 'n God wat vermaan, nie veroordeel nie. Vermaan is parakleios. Vermaan is korreksie. Bring net korreksie. Wat doen jy met jou kind as hy met sy moddervoete op jou niet geverfde muur daar buite gaan speel? Jy bring korreksie en jy vermaan hom. Die roede op die agterhoede sê jou behoede, jy gaan dit nie weer doen nie. Daar's 'n klop maniere wat jy dit kan doen, maar jy is nie omdat jy nie lief het nie. Dis omdat jy rentmeester. Dis omdat jy in die plek staan. As die woord vir my en jou sê, jy mag nie eet van die boom van kennis, van goed en van kwaad. Ek noem daai boom The Mind of Christ. Ek skryf 'n boek daaroor op die oomblik. Ek's verskriklik lief vir bome in die boek. Dan sê die Here vir my en jou, vat rentmeesterskap oor hierdie groep manne. Bid vir hulle, nooi hulle, sorg dat hulle vrykom, disipel hulle, gaan doen huisbesoeke. In die sweet van jou aangesig sê jou loon verdien. Jou werke bring jou nie in die hemel nie. Jy kan net op een plek hemel toe gaan, is die volgende, ek gaan nou daaroor praat. En, doen al hierdie goed. Rentmeester het ek vir jou gegee, maar los die mense vir my, want ek is die God van geregtigheid. Matteus 6:33, soek alleeers die koninkryk van God, komma. Daai middelste gedeelte, daar's 3 gedeeltes, laat ons uit. En sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal in plek val. Ons vergeet van die geregtigheid. God is die geregtigheid. Jou boek, jou naam wat in die boek van die lewe geskryf is. Hy wat besluit wie's goed en sleg, nie ek en jy nie. Elke gesprek waarby ons is hierdie week het gegaan oor wat doen die CRL. Hulle gaan kerke toemaak, hulle kan nie. Israel gaan gewipe word, hulle kan nie. Nie omdat ek glo nie. Ek staan in die geloof dat die woord van God waar is en dat die woord van God sal gebeur. As jy nie daai geloof het nie, kan jy glo tot die blou is, dan gaan jy val kort. Want jy staan net op in die geloof. En wanneer ek en jy in die geloof opstaan, dis 'n werkwoord, dis soos die boek Handelinge, die eerste kerk. Hulle het gehandel rondom goed, en toe ontstaan daar iets. Leon het uitgegaan, te midde van die laagtepunt in hulle lewe, het hulle gaan handel met die woord. Hierdie naweek vra ou weer vir my, hoekom is jy op hierdie kamp? Ek dog jy hou nie van hierdie ou nie, en ek, waar hoor jy dit? Ek is dan hier. Toe by die ander ou kom te sê vir my, hoekom doen jy dit? Hoekom gaan jy na hierdie ou toe? Toe sê ek, moet ek nou vereenselwig na wie ek gaan luister? Of gebruik ek elke geleentheid om die woord van God uit te dra, sodat niemand verlore gaan nie, vir hy een het 'n verskil gemaak. Amen. Doen dit, dan sien jy wat gaan gebeur. Moenie skaam wees nie, jy gaan ek kyk hier na julle, hier's nie een nou wat lyk soos ek nie, God klou nie. Jy gaan ook nie soos ek dink nie, en dit is okay, ek is nog steeds lief vir jou. Jy kan vir my die grootste nonsens preek wat jy kan preek, of sê volgens my, dis okay, ek gaan dit vat in liefde.
As ek jou moet vermaan, korrigeer, gaan ek dit doen. As ek nie hoef nie, hoekom sal ek daar aanraak om te sê, jy is reg? Maar ek en jy leef in 'n ernstige tyd, waar ons moet die woord verkondig volgens 2 Timoteus 4 vers 2. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreef wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle wend tot fabels. Hierdie komitee wat gestig is, het een manier reg op dit. Mense wend hulle tot fabels. Jy teken jou huis af in jou geloof vir 'n ou om met 'n jet rond te vlieg. Of jy maak ou glo dat doom gaan hom skoonmaak of grasvreet gaan hom skoonmaak. Ek verstaan hierdie goed. Maar jy kom nie en jy sê vir my, ek sal besluit wanneer jy God se naam gebruik nie. Dit maak my ongemaklik, maar ek moet pas op vir my ongemaklikheid, omdat dit is net omdat ek glo en nie in die geloof staan om dit met liefde te kan doen nie. Ek wil vir jou sê vanoggend, hier's 'n biblical, my skyfie sê en hier's sulke lippe, pink lippe, mooiste vroue lippe met suikerkorrels op. Sugar-coated preaching is dangerous to your soul. Ons wil die heeltyd oor genade preek. My genade, dis al 2000 jaar terug vir jou gegee, hoekom het jy dit nog nie ontvang nie? As die woord sê, gaan, is dit ongemaklik. Kan jy dink, vanoggend sit jy hier en jy kom na die tyd na my toe, jy sê vir my, bid saam met my, kry profete en doen dit. Ek dink die Here het my gepraat, hy het vir my gesê, verkoop jou huis en gaan agter my aan, ek is onseker. As jy God se stem hoor, nie luister nie, as jy hom hoor, dan gaan jy niemand sien nie, jy gaan dit doen, en die vrug sal daar wees. Dis tyd dat ons weer God se stem hoor, Suid-Afrika. Dis tyd dat ek en jy opstaan, om op 'n plek te kom. Ek hou so van hierdie herinnering wat ek elke keer kry, dis so persskyfie. When a clown moves into a palace, he doesn't become a king, the palace becomes a circus. Dan dink ek, when a clown moves into the church, he doesn't become a king or a pastor, the palace becomes a circus. Ons kan soveel goed vir mekaar verduidelik hier vanoggend. Wie in ons lewe kon dink, hier staan ek, my huis brand af tot op die grond toe in COVID. Dis baie naby, 17 Oktober, is om die draai, 2020. Brand my huis hier om die hoek, tot op die grond, 40% onderverseker, ek kan nie oorbegin nie. Ek verloor my werk, as 'n mens dit kan noem. Ek het nie pensioen nie, ek is nou jare, dit gaan so sleg met my, daar's mense wat lief is vir my, wat lief is vir die Here, ek is lief vir die Here, want sy werk stop nie, hier staan ek vanoggend. En ek getuig. Is tyd vir jou getuienis om op te staan. As ek elkeen van julle tyd gehad het vanoggend om vir jou te vra, hoekom is jy hier? Dan kan dit wees om te kom oordeel, kan dit wees omdat jy soekend is, kan dit wees omdat jy nie seker is of jy hemel toe gaan nie, jy dink jy's op pad hel toe, jy's dalk reg, of wat ook al. Elkeen het 'n rede hoekom hy opgedaag het. En as 'n mens opdaag en die kos wat jy eet is dalk nuut, maar jou palet is ontvanklik daarvoor. En die musiek vanoggend, en die gebede vanoggend, en die prys dis verniet. Sit jy vanoggend, dan gaan jy terugkom. As jy nie van die palet, van die kos gehou het nie, moenie die woord afkraak nie, kry 'n ander restaurant. Daar was 7 kerke in die woord van God ook. Gaan kies een, die uitkomste lyk net anderste. So wanneer ons in 'n beperkte tyd soos vanoggend moet vloei, dan vra ek vir jou, hoe lyk dinge nou met al hierdie komitees, hierdie cultural, religious, linguistic committees, wat vir jou en my wil sê wat jy mag doen terwyl jy betaal daarvoor. Jy gee jou taxes om te hoor wat jy moet doen. Wat sê die woord daaroor? Dan raak dit makliker. Kom ek lees vir jou, Spreuke 11:14 sê, as daar nie goeie oorleg is nie, die ander vertaling sê, as daar nie goeie insig is nie, as daar nie goeie wysheid is nie, as daar nie goeie openbaring is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van die raadgewers is daar redding. Die skrif sê, the counsel of many will bring the answer. The fellowship of believers will bring the breakthrough.
Where two and more are gathered in my name, I am there. Glo dit nou, staan op en stap in die geloof. Jy gaan nêrens heen behalwe hemel toe as jy die keuse gemaak het. Want die keuse is baie maklik wanneer ons mekaar sê, Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. En hy wat siele wen, is wys. Hoeveel siele het jy al gewen vir die Here? Deur jou voorbeeld van liefde. Nie opgee op iemand nie, opstaan vir iemand. Want die woord is duidelik. Daai drakkie wat die naweek daar was, hy het 'n keuse gemaak. As jy van vra sê, ek weet nie eers of ek 'n ateïst is nie. Ek glo net nie in God nie, want hy bestaan nie. Die woord sê, as jy koud is daar hoop. As jy warm is jy okay. As jy lou is, sal ek jou uitspoeg. Een van my interpretasies daarvan, teologies korrek of nie, maak nie saak nie. Dis waarop ek staan. Ons is so besig om lou ouens in die hemel uit te kry, die res gaan verlore, en dis die res wat moet gaan. So wat moet jy hoor vanoggend? Jy moet die volgende hoor. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. My geveg is nie teen iemand wat geval het in die evangelie of buite die evangelie. My geveg is teen die bose mag wat jou nie meer hoop gee nie. Jy moet hoopvol wees in hierdie vakansietyd vanoggend, dat jy ook kan hande klap, want die skool begin volgende week weer, dan gaan dit rustiger in jou huis. Dis wat ons doen. Ag, Here, my kinders se huiswerk het maak my mal, ek wens dis vakansie, as daar vakansie is, ag nee, vat hulle asseblief terug, hulle moet nie daar wees nie. Ek weet nie waar ons is nie, maar dis waar ons is. En hoe kry ek belyning vir dit? Handelinge is vir my 'n werkwoord. Handelinge sê 17:30, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Daai woord bekeer in die Engels is repent. Die direkte vertaling uit die woord metaneo is wat? To think differently. Moenie met hoogdaverende woorde kom en iemand druk 'n Bybel in jou keel en jy kots daarvan nie. Kom op 'n plek en sê, ek het nodig om bietjie veranderend te kan denk. Die vernuwing van jou denke sal jou vrymaak. Nie van die invloed in jou lewe nie, jou vernuwing. Ek wil jou iets leer vanoggend, the 10 most important 2-letter words in the world. Ek het baie vrug gebruik. Ek het mense het my gebel het, dan kan ek in dialoog kom rondom hierdie goed. Loftes vir Jesus, daai jaar toe ek het gereël het. Bel hierdie tannie, sy sê vir my, julle is van die hel af. Nou sit ek daar in die kantoor. Foon is op speakerphone voor my leraar. Julle is van die hel af. Julle vra geld, R20 per kop. Hier gaan 50.000 mense kom. Sy het nie geweet daar was 72 nie. Hier gaan 50.000 mense kom. R20 per kop is R1 miljoen. Wie vat daai geld? Nou kyk, nee wil my sê, hy sê vir my, praat jy reël hierdie ding. Ek sê tannie, kan ek net vir tannie sê, om die stadion te huur, daai jare, 2008, kos R1 miljoen vir die dag. Om die ground covering op te sit, kos daai jare R600.000, is nou R1 miljoen. Om 'n klankstel in te kry, daai jare was R800.000 om 50.000 mense. Ons moet 500 volonteërs kry. Hulle moet hotdogs kry op die dag. Hulle moet kos kry. Ons moet na hulle kyk. Hulle volunteer om te kom. Maar ek vertrou die Here. Sover staan die budget op R6.8 miljoen. Daar kom net R1 miljoen in. Ek vlieg nog steeds na al die jare ooste toe waar mense vir my vra, hoe kon jy daai funksie aanbied sonder 'n budget? Want daar was 'n woord van God, maak loftes vir my glorievol, en ons het net gesê ja. Kom ons gee hom 'n lofoffer, man. Jy stop nie die woord van God nie. Dit hou net aan te midde van hoe ek behandel word. Staan ek op een waarheid. Maak nie saak wat jy dink nie. Dit maak saak wat God dink. En dit is al wat jy kan dra. Liam, nee. Jong man wat vanoggend hier sit. Hy's op vakansie van Middelburg af van die huis af. Hy kom nie aan, hy's in HTMS Middelburg. Sy pa hoef nie vir my te vertel nie, hy's daar in die koshuis om rugby te speel. En nou is hy by die huis, nou is daar nie rugby nie. Dan wonder ek, waar is die grootste irritasie volgend? Maar dis die liefde wat dit oorbrug.
Dis die liefde wat eer, ander, kabot. Weet jy wat beteken kabot? To honor, eer jou vader en jou moeder het jou daar verleng mag word, daar staan nie stem saam nie. Wat beteken daai eer? Daai kabot beteken to carry the weight. Baie keer moet jy weight carry omdat jy iemand anders te eer. Maar die uiteinde van die saak, sê die skrif, will be glorious, wat jy het geëer. Jy hoef nie saam te stem nie. Ons moet begin mekaar eer. Ek is vir elke ou hier lief, julle ken daai voorbeeld verlede week weer. Hierdie naweek staan ek op, jy moes gesien het wat gebeur daar, net as gevolg van die kruis wat jy voorstel. Vir die kruis wat jy sê, wat jy gaan gebruik. Kom ek gaan aan, ek wil my haas, want hier kom 'n boodskap. Die koningskap van hierdie aarde behoort aan die Here. Nie aan 'n kultuur en nasie president. Besef julle ons is in herlewing? Ek gaan hierdie man vra, want ek weet hoe sterk sy teologie is. Hy soos ek, hy slaap 3 ure 'n aand en verder lees hy nie. Werner, die grootste herlewing in mense jeugenis. 1 biljoen kykers kyk na 2 vrouens na Charlie se dood. 15,000 universiteite doen reg oor die wêreld, nie in Amerika, aansoek om die chapter van Turning Point nou by hulle te hê. Vanoggend stuur Jaco Boyens met daai Houston uit. Hy sê, Mario, hulle het hierdie week sover, dis donderdag, 35,000 skole en universiteite oor die wêreld besoek. Dit dink ek, thumbs up. Hoor mooi, hier klap ons. Wat dink ek, thumbs up? Hoe? En ek sê, Here, hoe? Hy sê, daar's 1000 mense waar daar werk, wat elkeen geestelike seuns oplei van plus minus 2 of 3 seuns. Daar's 3000 werkers wat gereed staan, wat nog nooit geaktiveer is, want daar was nie genoeg. Die oes is gereed. Hulle het hulle uitgestuur, hulle het al 35,000 van hulle gebedien. Ons is in herlewing, en ons wil kla oor 'n minister wat dit sê, ons wil teen mekaar opgaan, ons wil oorlog maak, ons wil Israel wipe, ons wil Mammon staan op, ons wil hierdie goed. Man, stop julle nonsens en sorg dat niemand verlore gaan nie. Dis die hoofboodskap. En doen dit in liefde, dan raak jy passievol. En jy gee nie om wat mense aan jou gaan doen nie, want jou ewigheid is vasgemaak. Hoor hierdie skrif, Psalm 22 vers 28 en 29. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. As die besyne blaas, sê die woord, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat ek die Here jou God is. Jy gaan nie so draai en sê, ou Mossie, Moslem, ek het jou gesê nie. Jy Hindu, wanneer die vrees van die Here oor jou kom, gaan daar een ding wees, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat ek die Here jou God is. Wie raak dit aan vanoggend? Wie sê, Here, hier kom so iets oor my om te besef, hoe arrogant is ek? Ek wil mense beheer, u beheer mense, ek moet net rentmeester. Ek moet sorg dat ouens 'n koppie koffie het. Ek moet sorg dat die nagmaal elemente is. Ek moet sorg dat die 'n boksie is vir donasies. Ek moet sorg dat daar 'n boksie is vir huisbesoeke. Ek moet net heersie. Ek moet elke ou liefde betoon. En kyk wat gebeur, hier's vrug. Want die liefde is soos die lente reëns wat oor jou kom. En wanneer ons die woord vasmaak, dan dink ek aan Job toe my huis afgebrand het. Ek het 'n studie gaan maak van die boek van Job. Wat het sy vriende vir hom gesê? Dis 'n mooi Afrikaanse woord, jy's koekoes, daar's seker sonde in jou lewe. Dis hoe die evangelie aan ons gebreek word, die woord maak jou vry. Hoor jy, hy maak nasies groot, en hy vernietig hulle. Hy laat nasies uitbrei, en hy laat hulle tot niet gaan. Hy ontneem wêreldleiers hulle verstand, en laat hulle ronddwaal in 'n wilde wêreld sonder pad. Hulle tas nie donker rond sonder lig. Hulle laat hulle ronddwaal soos dronkaards. Daar het 'n naam by my opgekom van 'n land, baie naby my. Ek sê, Here, hoe meer ek gaan veg om iemand anders aan bewind te kry, hoe meer gaan ek faal, want u moet net weer aan bewind wees. En daarom roep ek u naam aan in die dag soos vandag. My geveg teen die wêreld gaan lyke hê. My geveg saam met u gaan daar oorwinnaars wees. So in 'n boodskap soos hierdie is dit wonderlik om op 'n plek te kom en te sê, ons moet bid vir die gesag wat staan.
My pa was 'n Springbok bokser. Die van julle wat in daai garde nog kon onthou, daai jare voor 1992 toe ons uitgeskop is, nie Olimpiese spele kan deelneem nie. Kosie Steyn. Hy is gekies vir die Olimpiese spele, hy kon nie gaan nie, want die wêreld het besluit as gevolg van apartheid, ons is uit. Hoe voel hy met al sy talente alles? Maar het my een ding geleer. The 10 most important two-letter words in the world. Sit gou julle hande op, want dan gaan jy dit vir jou kinders verduidelik, en by die skool en by die werk. The 10 most important two-letter words in the world, John, terwyl jy daai seun vir jou so klap. Gee gou vir my enige woord in Engels wat 2 letters het. Go, daar's 'n mooi een, en nog iets? Okay. Oh, nee, dis 3. 4. 2 letters. If, ons gaan begin. If it is to be, it is up to me. If it's to be, it's up to me. It's not up to God. Hy het reeds die werk aan die kruis vir my en jou gedoen. Jy hoef nie te gaan bid teen generational curses nie. Jy is veronderstel om vry te wees. Wanneer jy begin kruis dra, gespoeg word, geslaan word, agteraf gepraat word, swaar kry, kan dit wees. En jy moet net seker maak vanoggend dat jy iets reg doen, want jy is besig om sy voetspore te volg. Moenie dit 'n curse verklaar nie. Begin daar aankom om te sê, Here, ek is op pad. 'n Simon van Sirene sal bykom. In die Ou Testament het Aaron en Hur bygekom en gevegte gewen. Die Here gebruik van Genesis tot in Openbaring, gebruik hy in elke boek mense om die geskiedenis van die woord van God te verander. Daar staan nie die Heilige Gees, die Heilige Gees. Die Heilige Gees sê jou leer. Hy kom in 'n pakkie in. Jesus het in vlees ingekom en tussen ons rondgedwaal. Toe, daar klap ek 'n duiwel. Nee, hy dink gaan jou aanval. Ek het nog nooit gesien 'n mes kom hier verby en hy druk homself in wie ook al sy rug aan nie. Hy het 'n body gehad. En die Here gee vir my en jou 'n body om 'n verskil te gaan maak. Liam, kom gou hierso. So op jou besoek, jou eerste keer daar uit Middelburg uit, né? Nee? Ek wil hierdie ouetjie 'n druk gee te sê, jongman, jy het ja gesê vir jou pa om te kom. En ek is soos 'n water, wat het die waterskulpaadjie vir sy ma gesê toe hy gaan swem? Hou my dop. Dit voel vir my, ek kyk vir hierdie ouens, ek kom van Suidwes af, een oog kyk suid en die ander in Wes, ek hou jou dop. En ek kan sien jy is besig om te ontvang. Weet jy wat, as 'n mens opdaag vir jou oefening en jou coach glo, kom jy ernstig. Maar jy kan nie opdaag en nie glo nie, gaan jy nêrens kom. Jy het opgedaag vanoggend en is jy besig om te ontvang. Check hy smaak. So wat is die boodskap vanoggend? Dankie met hierdie jong man. Daag op. Soveel soos jy kan in die teenwoordigheid van die Here en jou lewe sal verander. Moenie op 'n hoop gaan sit nie. En dis baie mooi as 'n skrif daar aankoppel. Daniël het gesê, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse man die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het. Dis 'n tyd vir my en jou vir insig. Ek en jy moet bid vir die vrede van Jerusalem. Het jy daaraan gedink? Kyk hoe fyn is die duiwel. Hy's 'n gevalle engel. Hy ken die geeswêreld beter as ek en jy. Jy moet seker wees jy hoor God. En nie die valse een nie. Hoekom? Die woord sê bid vir die vrede van Jerusalem. Daar staan nie bid dat hulle die oorlog wen nie. Kyk die groot verskywing in die gees. Hier kom oorlog, hier's tsunamies, die aardplase skuif, mans teen mans, vrouens teen vrouens, familie teen families, leraars, kerke, profete, alles gaan verkeerd, almal staan teen almal, die woord sê so, die enigste oorlog wat jy kan wen is om vrede in jou hart te hê, ek gaan okay wees, ek gaan hemel toe. Daar's niks anders te nie. Jy kan dit gaan debatteer, daar's meer professorate vandag in teologie en die geskiedenis van die wêreld, die kerk gaan agteruit. Dis nie verkeerd nie, dit bly die basis die woord van God, maar as die Heilige Gees nou nie uit die woord van God uit leer nie, sê my vrou 'n mooi ding, sy sê die letter van die woord sal jou doodmaak. Want dis jou interpretasie, nie wat die Heilige Gees vir jou gee nie. Ek het te min tyd vanoggend en Leon, ek wens ek het volgende week ook gehad. Maar dit gaan nie oor wensie nie, dit gaan oor saad wat uitkom. Ek kan nie opgee op iemand nie. Maak nie saak wie is, wat hy vir my gesê het, wat hy gedoen het, ek wil dit nie weet nie. En as jy vir my sê, dan gaan ek jou nog steeds onvoorwaardelik akkommodeer. Hoekom? Want dis wat my God gedoen het. Hy het onvoorwaardelik vir my gesterf. Weet jy wat is voorwaardelike liefde?
Werry, as ek jou nou help, die dag as ek moeilikheid, dan moet jy my kom help. Dis vrymetselarij, dis voorwaardelikheid. Weet jy, dit is onvoorwaardelik. My boete het verklaar teenoor jou, vergewe my as ek iets jou aangedoen het, wat nie intentional was of intentional was, vergewe my. Dan hoef ek nie te verwag of hy ja of nee sê nie. Ek het hom vergewe. God het jou vergewe onvoorwaardelik. Dis die model. Hoe eindig 'n ou 'n wonderlike oggend soos hierdie af, want ek skiep nou die helfte van die goed wat ek wou sê. Ek wil vir jou huiswerk gee, Efesiërs 6, van vers 11 af. Trek die wapenrusting van God aan, daar's niks anders nie. Ek het nie 'n spesiale gedeelte gaan soek nie. Ek het gaan bid en gesê, Here, wat is aktueel vir ons tyd? Ek moet weer die voete van bereidwilligheid hê. Ek moet die borswapen aantrek. Ek moet die helm van verlossing hê. Daar's mooi beeldsprake aan. Ek het nie tyd vanoggend nie. Ek het 'n dag nodig om met jou te praat oor Efesiërs 6. Nie omdat dit een van my favourite is nie, omdat ek herinner is daaraan vanoggend. So ek wil op 'n plek kom en ek wil asseblief vanoggend by jou pleit en vir jou sê, ek kyk net gou waar's my note. Jakobus 5 vers 19 en 20. Jakobus 5 vers 19 en 20. Jakobus 5 vers 19 en 20. Dis hoe ek goed onthou. Ek is 'n onderwyser parrotface. Hoe leer 'n kind 'n gedig? Hy sê hom oor en oor en oor. Hier kom hy. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat die sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Ons tyd het my ingehaal. Maar jy moet een ding verstaan vanoggend. Jy gaan nie hemel toe wanneer jy dood gaan nie. Jy gaan hemel toe wanneer jy Jesus Christus aanneem. Dis al. Dis nie kerkleer nie. Dis nie eklesia nie. Dis nie die werk wat jy doen nie. Is nie die rentmeesterskap nie. Is nie alles wat jy weet nie. Jy gaan nie hemel toe met jy doodgaan nie. Jy gaan hemel toe omdat jy hom aangeneem het. Jy gaan hemel toe omdat jy jou bekeer het. Jy gaan hemel toe omdat daar woorde is soos soteria. Jy gaan hemel toe omdat jy begin na God uitroep en sê, ek is moeg en belas. Hy sê, almal wat moeg en belas is, kom na my toe. En daai waarheid wat hy met jou deel, kan nie die mens wees nie. Dis die Heilige Gees. So wanneer ons op grond van ons werke en geregtigheid wat ons gedoen, dink ons gaan hemel toe, oor ons barmhartigheidswerk, vergeet daarvan. Hier's 'n goeie ding, jy moet wedergebore wees, jy moet die vernuwing van die Heilige Gees in jou voel, jy moet tot 'n totale vernuwing van denke kom. Ek sluit af met 'n uitnodiging in hierdie skrifgedeelte. Kom praat na die tyd, soos verlede week ook. Dit was wonderlik dat 'n klomp manne gesê het, ek is groot genoeg om te sê, ek het dit nie verstaan nie. Ek hou daarvan wanneer manne so optree. En ek wil vir jou sê, wanneer jy Lukas 17 gaan lees, oor die 10 melaatse manne, dan sit ons vanoggend hier, baie van ons is melaats, baie van julle voel, jy is uitgekaas, jou vrou het jou gelos, jou man, jou kinders, jou werk, daar's ongeregtigheid teen jou, dan word jy uitgekaas. Ek het dit verlede week gesê, ek gaan dit vasmaak. Jy bly daar op jou eie plakkerskamp daar buite. En dan hoor jy Jesus kom soos vanoggend. En jy breek los, of hulle jou in die tronk gaan gooi, of hulle jou gaan toesluit, breek jy uit en jy kom by hom. En hy sê vir jou, draai om, wees genees, gaan vertel die priesters. Daai manne draai om. Hulle twyfel nie, hulle hoor, hulle loop en die sere gaan weg, hulle gaan was hulle met die waterbad van God. Maar een ou bly agter. Een ou bly agter. Die woord sozo. Hy bly agter, hy draai terug. Die Here kyk hom so, ek is 'n prentjie mens, en hy sê ja. Hy sê, Here, ek wil net kom dankie sê. Ek wil U net kom aanbid. Ek wil net vir U sê, U is groot, U is wonderlik. En die Here sê vir hom, hoor mooi, die verskil van die 9 wat geloop het na hulle genees is. Ons vra en jy sal kry, hulle het gevra en toe word hulle genees. Die kerk, die liggaam van Jesus Christus, ek en jy seuns van 'n lewende God, sit hier vandag 9 uit 10 van ons wat genees is en ons eer God daarvoor. Maar hierdie een wat kom danksegging het soos vanoggend, sê hy voor, jy is nou gered en genees. Dis tyd vir redding. Dis tyd om op te staan. Genesing is die teken daarvan.
Maar redding vat jou hemel toe, nie genesing nie. Jy kan genees wees en nog steeds die ewigheid mis. Jy moet gered word. As jy onseker is hier vanaand of jy hemel toe gaan, as jy vanaand in 'n karongeluk doodgaan, as die orgeltjie sag speel en goed, kom ons stop daai nonsens van geestelike opwekking. God is God, net soos hy is. Kom net soos hy is vanoggend en hy sê vir jou, jy moet my aanneem, sodat jy my seun kan wees, my erfgenaam kan wees, jou naam is in die boek van die lewe, jy het vir ander verklaar en daarom is daar ewige lewe. Dan maak dit nie saak hoe lank jy nog gaan leef of nie leef nie, jy sal vrede in jou hart hê. As jy onvrede het vanoggend, kom na die tyd uit. Kom bly om voor ander. Ek roep vir Leon, ek roep vir Wouter, vir Werner, ek roep vir wie ook al, en ek sê kom praat. Want die kommunikasiemodel wat Charlie gelos het, hy het nooit haatspraak gehad nie, hy het aangespreek wat haat is. En kyk die sieleoes, kyk die herlewing wat plaasvind. En hier sit nog 'n nuwe generasie van gesande om 'n verskil te gaan maak. Kom ons staan saam en ons sluit af. Vader, dankie dat ons vanoggend, Vader, tyd wat op ons horlosies is, terwyl ons kyk, ons moet by die werke kom, en elke ou sal veilig kom daar. Kom ons vanoggend en ons sê dankie vir die ekstra 5 minute, wat ons in die teenwoordigheid gehad het. Here, die grootste kerk in Amerika, die pastoor gister verklaar, publiek, daar's 'n nuwe era, kerkdienste moet nou tussen 10 en 12 minute wees. Here, ek wonder hoe lank was die disippels by u voete elke keer. Ek wonder hoe groot was die boodskap gewees elke keer. Ek wonder hoe dit is dat Chinese 4 ure op 'n trein ry, 5 ure dienste hou, 4 ure terug en daar's 'n revival in die ondergrondse kerk. Ek wonder, maar ek weet in die teenwoordigheid van die Here is daar nie tyd nie. Want ons sal loof en ons sal prys. Dankie vir elke persoon wat vanoggend in sy hart gesê het, ek is onseker, maar ek wil seker maak. Dankie vir hulle wat gaan sê, Here, ek wil in gebed gaan. Ek wil U aanneem vanoggend. Dankie by voorbaat vir elkeen wat vanoggend hulle plantjie, hulle wortelstelsel wat reeds daar is, wat sterk is gekry het. En dankie dat hier 'n opstanding sal wees, nie in kerke nie, maar in die eklesia, die samekoms van die heiliges, die gemeentes daar waar ek en jy, my buurman mee kan begin. Nee, Here, U woord sê, Galasiërs 6 vers 19, moenie ophou om goed te doen nie, want op die regte tyd sal jy maai wat jy gesaai het as jy net nie opgee nie. Doen dan almal goed, jou buurman in Mamelodi, in Rusland, maar veral aan die huisgenote van die geloof. Charity begins at home. Vanoggend gaan ons 'n vormpie invul. Charity begin in hierdie mansfamilie hier vanoggend, vir restaurasie, vir heling, vir opstanding, vir een rede alleen, aan U kom toe al die eer, en die lof, en die majesteit, tot in alle ewigheid. En ons bid dit in die mooiste naam, in die naam van Jesus. En ons almal sê, Amen. Kan ons hierdie gebied, dankie, kan ons hierdie gebied ons hande optel? In die rugby het jy gesien wat jy, as jy met 60 punte wen, of met 1 punt, dan klink dit so. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Dankie Leon.